By die geleentheid vind u dan ons skriflesing uit Lukas die 23ste hoofstuk en ons gaan saam lees vanaf vers 39. Lukas 23 en ons lees saam vanaf die 39ste vers. Lukas 23 vers 39 sê, en een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Ons lees net tot hier uit die onfeilbare woord van die Here. Jy kan so bly sit, dan bid ons 'n oomblik weer saam. Hemelvader, ons het reeds tot u gebid deur die liedere wat ons gesing het. Ons het gesing, God is hier teenwoordig, laat ons biddend nader. Ons is hier om u stem te hoor. Deur die geritsel van die bladsye word ons bewus daarvan dat u deur u woord met ons wil spreek. Die opening van u woord bring lig. En nou, Here, wil ons vra dat u met u lig in ons harte sal inskyn. Ek is daarvan bewus dat sommige nie na die lig kom nie, sodat hulle werke nie bestraf mag word nie. Maar daar is mense wat hier is vanaand, daar is ander wat regstreeks inluister, en ek wil vra dat u deur die Gees in mense se lewe sal werk. Dit is wat u beloof, dat u het gekom om die wêreld te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. En daarom pleit ek by u, Heilige Gees, dat u vanaand sal doen wat u graag wil doen. Dat u in mense se lewens verandering teweeg sal bring. Dat u die lig in iemand se hart sal inskyn, wie se hart nog vol duisternis is. Dat daar lewe mag kom. Dit is die gebed van my hart, Here. Ons vra dit so in Jesus se naam met danksegging. Amen. Vers 32 sê, en daar is nog 2 ander kwaaddoeners weggelei om saam met hom tereggestel te word. En die woorde van vers 32 bring ons dan juis by hierdie tema op die drempel van die dood. Ek onthou 'n paar jaar gelede was ek daar by Back to the Bible Missions. En Tannie Elrisa Mulder, by een van die personeelgeleenthede, vra vir ons om in groepies op te deel, om dan 'n gebeurtenis te vertel, waar ons lewe in doodsgevaar was. In my groepie was Dominee Barry Fourie en generaal Shai Mulder. En ek en Dominee Barry loer so vir mekaar, en nou probeer ons iewerste iets aan dink, waar ons lewe in doodsgevaar was. Jong, en nadat ons nou 'n bietjie gedink het, kom ons uiteindelik by die gevolgtrekking, miskien by 'n geleentheid toe daar 'n motorvoertuig skielik voor ons ingedruk het, en die Here ons gespaar het. En toe dit generaal Shai Mulder se geleentheid is, toe's daar onmiddellik 'n ander atmosfeer. Hy vertel ons van die geleentheid toe hy as 'n paratrooper aan die ander kant van die vyandige linies afgegooi is, en hoe hy vasgepen was deur Kubaanse troepe, en daar was sy lewe in gevaar gewees. Ek en Dominee Barry het na die tyd vir mekaar gesê, nee wat, ons lewe was nog nooit in gevaar gewees nie. Sommige mense ervaar die geleentheid wanneer hulle op die drempel van die dood staan. Hulle word daarvan gewaar in hierdie lewe. So vind ons byvoorbeeld Dawid,
wat hier dieselfde gewaarwording gehad het, toe hy deur Saul gejag is. Ons lees daarvan in 1 Samuel 20 vers 3, maar so waar as die Here leef en jou siel leef, daar is maar net een tree tussen my en die dood. Hy verwys hierna dat sy lewe in gevaar is, dat hy op die grens van die dood lewe. Sy dae is nie seker nie. Hy weet nie wanneer sy laaste dag sal aanbreek nie. Paulus sê vir ons dieselfde in 2 Timoteus 4 vers 6, want ek word alreeds as 'n drankoffer uitgegiet en die tyd van my heengaan is naby. Paulus besef in hierdie woorde dat hy alreeds by die douanepos van die ewigheid staan. Hy is alreeds op die grens van die ewigheid. Anders as Dawid en Paulus wat geweet het wanneer hulle einde naby is, vind ons hier 'n man in ons geleesde gedeeltheid wat nie dae en dalk nog maande oor gehad het nie. Ons lees hier van 'n man wat nie eens 'n dag oor gehad het nie. Ons lees hier van 'n man wat in die finale oomblikke van sy lewe op aarde was. Hy sou nooit weer 'n sonsopkoms beleef nie. Dit was nou reeds sy laaste dag. Hy het dalk 'n uur of 2 om oor te lewe. En as hy langer sou lewe, dan sou hulle doeteenvoudig sy bene breek, sodat hy hom nie meer teen die kruis kon optel om lug in sy longe in te asem, sodat hy langer kon leef nie. Hulle sou sy bene breek, dat hy daar aan die kruis dood versmoor. Hy weet sy einde het gekom. Hier hang hierdie man nou letterlik tussen die lewe en die ewigheid. Die doodsengel het alreeds 'n handgreep op hom om die ewigheid binne te neem. Hier vind ons hierdie man. Maar weet u wat is die nare realiteit van dit wat ons hier gelees het op die drempel van die dood? Weet u wat is die nare realiteit van hierdie verhaal? Jou uur wag ook vir jou. Daar kom 'n geleentheid wanneer jy ook jou doodsuur tegemoet sal gaan. Daar was 'n eerste uur vir jou op aarde, maar daar sal sowel as wat ons hier is en lewe, sal daar 'n laaste uur vir jou op aarde aanbreek. Oorlede Dominee Lambert van Sittard het by geleentheid gesê, hy wil nie hê die mens moet die heel dag loop en dink aan die dood nie. Maar dat jy ten minste een keer in jou lewe goed genoeg oor die dood dink. Waar gaan jy die ewigheid spandeer? Want daar wag 'n doodskis vir jou. Daar wag 'n begrafnisblaadjie met jou gesig op as die Here vertoef om te kom. Daar wag vir 'n geleentheid wanneer jy ook jou laaste asem sal uitblaas. Sommige my liewe broeders en susters weet wanneer hulle laaste uur kom, wanneer hulle op 'n doodsbed sal wees. Hulle weet die tyd van hulle heengaan is naby. Maar daar is ander wat dit nooit gesien kom het nie. Daar is Lot se vrou. In 'n oomblik verwissel sy die tydelike met die ewige. Daar is Herodes Agrippa in Handelinge 12, wat in 'n oomblik aangetas is en die wurms het hom van binnekant af opgevreet. Hy het daardie dag opgestaan, nie geweet dat dit sy laaste dag sal wees nie. My liewe vriende, ek wil hê dat wanneer jy vanaand by daardie deure uitstap, dat jy nie verlore daar sal uitstap nie. Ek wil hê dat wanneer jy vanaand na God se woord luister, dat jy tot 'n sondebesef sal kom en jou tot God bekeer. Ek wil hê dat jy vanaand gered moet word uit genade deur geloof as jy nog in die duisternis wandel. Dat wanneer jy op die drempel van die dood staan, jy met blydskap in jou hart kan jubel, dat jy vrede het in jou hart, dat jy salig met God is, daardie dag wanneer jy jou laaste uur op aarde sal beleef, dat jy bly sal wees, wanneer jy hemel toe gaan. Ons gaan vanaand na 'n man se lewe kyk wat op die grens van die ewigheid was, op die drempel van die dood.
Sommige mense, soos myself, geniet dit om geskiedenis te bestudeer. En jy kan waardevolle lesse uit die geskiedenis leer. Wysheid wat jy kan bekom. Groot persoonlikhede, wat hulle gedoen het in die geskiedenis. Maar weet jy wat? Is waar van elke mens van die geskiedenis, is dat hulle almal gesterf het. Dit is die een seker ding van hierdie lewe, dat as jy jou eerste asem ingeasem het, dat daar 'n dag gaan aanbreek wanneer jy jou laaste asem uitblaas. Kom ons kyk na die lesse wat geleer kan word op die drempel van die dood. Wel, eerste Christus is gewillig en besit die krag om sondaars te red. Lukas 23 vers 43 sê, en Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. O, my liewe broeder en suster, liewe vriend, dit is musiek vir ons ore, om te dink hieraan dat daar 'n God in die hemel is wat reddingskrag besit, en hy is gewillig. Sy hart klop om sondaars te red. Hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is. En as daar nou 'n man is wie se lewe desperaat was, wie se lewe hopeloos is, dan was dit hierdie man wat ons vind aan die een kant van Jesus se kruis. Hy is 'n sondige man, hy is vuil, bevlek, hy is 'n onreine, hy is 'n rower wat die straf ontvang wat hy verdien. Hy is nie net 'n shoplifter nie, hy is 'n gewelddadige rower, waarskynlik met 'n mes, mense aangehou, want dit is die straf wat hy daarvoor kry, wat hy verdien. Hy is 'n man wat as 'n vervloeking aan 'n kruis hang, waarskynlik 'n moordenaar. Nie net wie hy is nie, maar ook waar hy is. Hy is 'n sterwende man, om nooit weer die lewe te sien, nooit lewendig van daardie kruis af te kom nie. 'n man wie se lewe desperaat en hopeloos blyk te wees. Hierdie man se lewe, sy siel hang oor die afgrond van die hel aan 'n dun draad. Hierdie man se saak blyk verlore te wees. Maar dit is hierdie man wat deur Jesus Christus gered word. Dit is hierdie man wat in sy sterwensuur genade van God ontvang. Dit is hierdie man wat uit die kake van die dood geruk word. My liewe broeder en suster, daar is nie iemand op hierdie aarde wat te groot sondaar is vir God om te red nie. Hierdie man se saak lyk hopeloos, dit lyk verlore, maar God red hom daar in sy sterwensuur. As jy Daniël 2 tot 4 lees, dan lees jy van 'n man met die naam van Nebukadneser, 'n geweldenaar, wat nie geblik of gebloos het om mense se huise pynhope te maak nie. Wat as jy nie sy bevel uitvoer nie, jou in 'n vuuroond sal gooi. Hierdie man, God ontmoet hom en God red sy siel. As Nebukadneser gered kan word, dan is daar niemand hier wat nie gered kan word nie. As so 'n geweldenaar gered kan word, as Paulus 'n moordenaar gered kan word, dan kan jy ook gered word. Daar is nie 'n te groot sondaar nie. Jesus het die sleutel van die dood en die doderyk, en hy kan 'n mens daar uitbring. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word dat Christus in die wêreld gekom het om sondaars te red, van wie ek die vernaamste is. En as jy dit saam lees, saam met Romeine 4 vers 21, dan sien jy dat dit wat God wil doen, dit kan hy doen. Hy het die mag om te doen wat hy beloof het. Hy is 'n redder wat mense wil red. Dit is wanneer jy 'n sondaar is, dat jy juis kwalifiseer. Jy is die geskikte kandidaat vir God om te red. As jy insien dat jy verlore is, dan kan hy jou uit die kake van die dood ruk. As sommige in die laaste uur gered word, sien ons nog 'n les, word sommige nie gered nie. Lukas 23 vers 39 sê,
En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het hom gesmaad en gesê, as u die Christus is, verlos u self. U sien, hier word 'n man gered aan die een kant van Jesus se kruis, maar ons moenie vergeet nie, daar was een aan die linker en een aan die regterkant van die Here Jesus gekruisig. As die een gered is, daar het vir die ander een nie 'n sterfbedredding gekom nie. My liewe broeders en susters, 'n sterfbed kan vir jou baie dinge beteken. Dit kan beteken dat jy kan afskeid neem van 'n geliefde, maar ander kry nie daai voorreg nie. Die een op 'n sterfbed kan saggies heen gaan, ander kry nie daardie geleentheid nie. Daar is sommige wat soos 'n brandhout uit die vuur gered word, oomblikke voordat hulle sterf, daar is ander wat nie daardie geleentheid het nie. Jare gelede besoek 'n lidmaat van ons van Brits gemeente, in wie se hart die liefde van die Here Jesus klop, 'n buurman van hom wat nie te ver van hom af bly nie. En hierdie man is dodelik siek in die hospitaal. En die lidmaat in wie se hart die liefde klop, gaan besoek hom, sodat hy daar in die hospitaal met hom die evangelie kan deel. En terwyl hy aan hierdie sieklike man die evangelie deel, sê daar die man op die hospitaalbed, luister, ek het nie nou tyd, en hy swets vir dit se dat se boodskap en storie nie. Daardie man het nooit uit daardie hospitaal lewend gekom nie. Die begrafnisondernemer het hom daar kom haal. Hy staar die ewigheid in die gesig en sy hart is verhard. Hy bekeer hom nie tot God nie. Jy sien, jy moet nooit dink jy kan wag tot die einde toe nie. Jy kan nooit dink jy kan maar uitstel en sê, ag wag, ek gaan 'n beter kans later kry. Laat ek nou maar eers my lewe geniet nie. Daardie later mag vir jou nooit kom nie. Jou lyn in die sand mag getrek wees. Jou genade tyd kon uitgeloop het, dat daar nie meer vir jou 'n geleentheid is nie, dat jy jou hart verhard. Daarom, my liewe broeders en susters, is nou altyd die beste tyd. Nou is altyd die tyd wat 'n mens jou saak met God kan regmaak. Soos 2 Korintiërs 6 vers 2 sê, kyk, nou is die tyd van die welbehae. Kyk, nou is die dag van heil. Daar mag nooit vir jou 'n sterfbed kom nie. Jy kan in 'n oomblik weggeneem word. Die doodsengel, my liewe jong vriend, vra nie jou identiteitsdokument nie. Daar is mense wat in die begrafplaas lê. Hulle geboortedatums en hulle sterfdatums is daar ingegrafeer. En die ouderdom wat hulle bereik het, is ook elke een van ons se ouderdom. Jonk en oud. As die doodsengel jou kom haal, as jou afspraak met die dood daar is, dan is dit gewis. Enige tyd, enige oomblik. Maar nog 'n les wat ons hier leer, is die Heilige Gees lei sondaars altyd langs dieselfde weg in een rigting na die saligheid. Let op die belydenis van hierdie rower. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. Jy sien, die Heilige Gees kom oortuig daardie man aan die kruis. Hy kon nie gered word as die Heilige Gees hom nie oortuig het nie. Want dit is wat Johannes 16 vers 8 ons leer. Wanneer hy kom, dan sal hy die wêreld oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Dis oor al die eeue sy verantwoordelikheid en werk, die rol wat hy vervul. Ook aan daardie man aan die kruis. Hy word daar oortuig en let op, hy erken sy sonde. Ons ontvang die verdiende loon vir ons dade. Hy sê daardeur, hy bely daardeur dat hy skuldig is. Hy hang nie daar aan die kruis onskuldig nie. Hy weet dat hy 'n oortreder is. Hy erken dit, hy sien dit in. Dit is die verligting van die Heilige Gees wat hom op daardie stadium moes oortuig het dat hy 'n sondaar is.
Maar nie net sy sonde erken hy nie, hy erken ook dan sy regverdige straf. Hy sê, ons tog regverdiglik. Jy sien, hy erken daardeur dat hy verdien die dood. Hy verdien om daar soos 'n vervloeking te hang. Hy verdien dit. Dit is wat sy dade hom gebring het. Jy sien, my liewe broeder en suster, 'n mens kan nie gered word as jy nie jou sonde insien nie. Jy moet dit verstaan. Jy moet verstaan dat jy onder die oordeel van God is. Die Heilige Gees oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Jy kan nie gered word nie. By geleentheid vra ek vir mense, wanneer het julle tot bekering gekom? En hulle vertel vir my. Ek vra toe vir hulle, daai dag voordat jy tot bekering gekom het, waartoe was jy op pad? Nee, hemel toe, sê hulle. Ek sê, dan verstaan jy nog nie die evangelie nie. I once was blind, but now I see. I once was lost, but now am found. Jy moet eers jou ellende insien. En let op, nou oortuig die Here Jesus om, verskoon tog die Heilige Gees om verder, want nou het hy geloof ook in sy hart, wanneer hy vir die Here Jesus sê, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom. Hy sien sy sonde in, hy sien dat hy verdien die dood as 'n straf, en nou roep hy uit tot Jesus, die koning van die konings. Dis heeltemal anders as die owerpriesters en die skrifgeleerdes. Nee, die owerpriesters het in Johannes 19 vers 15 gesê, ons het geen koning behalwe die keiser nie. Maar hierdie man aan die kruis sê, dink aan my Here, Kyrios, wanneer u in u koninkryk kom. Hy erken hom as die koning. En dan het hy vertroue in hom wat langs hom hang. Dink aan my Here. Let op hierdie vertroue. Sy vertroue was nie dat Jesus hom van die kruis moes afhaal nie. Ja, dis wat die ander gesê het. Dis wat die ander gespot het. Laat hy homself verlos en ons. Hierdie man se vertroue was nie dat hy van die oordeel van die kruis moes afkom nie, maar dat God die oordeel van hom afhaal. Dink aan my Here. Hy wil vrykom van die oordeel, wanneer u in u koninkryk kom. My liewe broeders en susters, jy kan nie gered word, behalwe deur bekering en geloof in Jesus Christus nie. Dit is 'n wegdraai, dit is 'n erkenning, dat jy verdien die dood. Want almal het gesondig en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. My liewe broeders en susters, dis wanneer jy dit verstaan, wanneer jy dit wil insien, daardie dag, dat jy onder die oordeel van God is. Dit is wat Johannes 3 vers 36 vir ons leer, dat die toorn van God bly op die kinders van die ongehoorsaamheid. En wanneer jy jou geloof wegwerp van jouself na Christus toe, deur die werking van die Heilige Gees, dan kan wedergeboorte in jou plaasvind en die verlore probleem in jou hart kan opgelos word. Wanneer jy na Jesus toe vlug. Nog 'n les wat ons sien is, wanneer die geredde hulle laaste asem uitblaas, is hulle dadelik by die Here Jesus Christus. En Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Jy sien, sonde bring baie moeilikheid vir 'n mens. Die dief word gevang en opgesluit. Die moordenaar betaal met sy lewe. Die hoereerder tel vieslike siektes op. Die egbreker verwoes sy huis en sy gesin. Die dobbelaar verspeel sy hard verdiende geld. Die dronkaard verwek kwaai vriendskappe. Maar daar is een gevolg van sonde wat veel erger is as net die simptome, as net die daadsondes. Die grootste gevolg en die rampspoedigste gevolg van dit alles is dat dit jou skei van die heerlikheid van God. Dat daar 'n skeidsmuur tussen jou en God is, dit sê Jesaja 59 vers 2. Dat jy onder God se toren is. En in hierdie toren, in vuur en vlam,
wanneer hy wraak uitoefen op die wat God nie ken nie, en op die wat aan die evangelie van ons Here Jesus nie gehoorsaam is nie. Hulle sal as straf ondergaan 'n ewige verderf, weg van die aangesig van die Here en van die heerlikheid van sy sterkte, sê 2 Tessalonisense 1 vers 8 tot 9. Ja, dit is die geweldige gevolg van die sonde, dat jy geskei is, weg in die buitenste duisternis, daar waar die vlam van die hel brand, sonder om die duisternis uit te doof. Maar, wanneer die geredde sy laaste asem uitblaas, is dit heeltemal anders. Daar is troos, daar is blydskap, daar is vrede. Wanneer die geredde mens op hierdie aarde om voor die Here neergebuig het in berou en belydenis van sy sonde, dan wanneer hy hier sy laaste asem uitblaas, dan trek hy 'n hele lug vol longe in die hemel in. My liewe broeders en susters, daar sal nie meer siekte en dood wees nie, daar sal nie meer hartseer en verdriet wees nie, daar sal nie bekommernisse wees nie, maar verseker, Christus sal daar wees. My vriend, die graf is koud en grys. Dit is 'n nare gedagte om hier aan te dink, dat as die Here Jesus vertoef, dat jy ook jou voete in die koue doodsjordaan gaan moet sit, die rillings van die dood wat deur jou lyf sal krioel, soos 'n rower wat in die skaduwee staan in die nag om jou te beroof. Jou siel uit jou liggaam uit te pluk, dood, skeiding. Daardie dag gaan aanbreek. Maar, as jy aan Jesus Christus behoort, dan is jou enigste troos in lewe en dood, dat ek met liggaam en siel in lewe en aan sterwe, nie aan myself nie, maar aan my getroue verlosser Jesus Christus behoort. Dat wanneer jy jou laaste asem uitblaas, jy ewig by God kan wees. Maar dan vind ons nog 'n laaste les. Die ewige saligheid van iemand se siel is baie naby aan hom. Lukas 23 vers 43 sê, Jesus antwoord hom, voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die nabyheid van sy saligheid word nie in die woordjie vandag gesien nie, maar in die nabyheid wat Jesus aan hom is. Dat Jesus binne sy bereik was. Ek wonder altyd by myself, waarom wag mense so lank? Terwyl die saligheid so naby aan hulle is, waarom wag hulle so lank? Myself as predikant en elke predikant het dit waarskynlik al beleef, dat mense wag tot die doodsuur, dan bel hulle jou. Dominee, my pa, my ma, lê kritiek in die hospitaal. Dan kom ek daar, dan lê hulle op masjiene. Dominee, jy moet asseblief vir hulle gaan bid, ek is nie seker of hulle saak met God reg is nie. Dan lê hulle daar, hulle reageer nie eers mee nie. Jy praat, hulle knip nie 'n oog nie, daar het ek al gepraat, of hulle my hoor of nie. Daar het ek al gebid, of hulle my hoor of nie. Waarom moet hulle eers wag, totdat 'n ambulans hulle vervoer? Totdat hulle op 'n siekbed na die hospitaal se dak kyk, waarom so lank wag? Terwyl die evangelie so naby is, waarom tot die laaste uur? Ja, waarom wag tot die drempel van die dood, terwyl die evangelie nou beskikbaar is? Waarom met die een voet in die graf al staan, en dan probeer met die ander voet op die rots Jesus klim? Waarom? Die saligheid is so naby aan jou vanaand, as dit 'n slang was, het dit jou gepik. Inteendeel, dis baie nader as dit. Dit staar jou in die gesig. Jy kan maar jou lippe tuit. Jy kan die saligheid soen. So naby is die saligheid, deur die formulering van jou lippe. Romeine 10 vers 6 tot 7 sê, moenie in jou hart sê nie,
Wie sal in die hemel opvaar, naamlik om Christus af te bring? Of wie sal in die afgrond neerdaal om Christus uit die dode op te bring? Hy sê hierdeur, moenie dink die saligheid is ver nie. Hier is die Here Jesus, hy hang aan die kruis, hy is binne bereik van hierdie sondaar se gebed het die ore van die Here Jesus bereik. Moenie sê, wel miskien moet ek opklim hemel toe, miskien moet ek neerdaal. Nee, dis naby, dis so naby, soos 'n belydenis, die oor van die Here Jesus is geneig tot die hulpgeroep van 'n sondaar. Romeine 10 vers 8 en 10 sê, maar wat sê dit? Naby jou is die woord, in jou mond en in jou hart. Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig. As jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Dit is so naby. Dit is hier by jou. Jy kan die saligheid kus. Jy kan net 'n woord spreek, 'n belydenis, dink aan my Here, wanneer u in u koninkryk kom en God hoor jou hulp geroep. Want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Dit is die kosbaarste, dit is die wonderlikste belofte wat nog ooit gemaak is, dat 'n mens gered kan word, wanneer jy belydenis doen van jou ongeregtigheid en jy jou geloof in Jesus plaas. So naby, so naby. Ag, maar vir sommige tog so ver. Want hulle hart is nog verstik in hierdie lewe, die sorge van die lewe, die hardheid van hulle hart, die dorings en die distels. Dis so naby, jy kan dit proe. Maar tog is daar sommige wat hulle hart verhard, wat nie die belydenis doen nie, wat hulle nie wil oorgee aan Christus nie. Op die drempel van die dood, my vriend, hang 'n sondaar oorgelewer tot die dood, maar deur sy belydenis uitgelewer aan die genade van God. Daar is 'n gewillige saligmaker wat jou wil red. Wat met sy arms oop staan, wat sê, kom, almal. Sy arms is wyd oop vir jou. Jy hoef nie langer uit te stel nie. Die Heilige Gees is daar, my vriend, jy weet dit is jy. God praat met jou. Hy is daar in jou hart wat jou oortuig dat vanaand jou kans is. Moenie dobbel met jou ewige onsterflike siel nie. Daar was 2 rowers, onthou dit. Die een het dit aangeneem, vir die ander een was dit te laat. My liewe broeder en suster, my liewe vriend, hoor vanaand die evangelie woord wat tot jou hart kom. God wil jou siel red. Jy kan ook by daardie vreugde uitkom, dat as jy jou laaste asem uitblaas, dat jy bly is, dat jy hemel toe sal gaan, jy kan ook daardie vreugde beleef. Jy kan dit ook geniet. Dit is so naby vanaand aan jou. Jy kan dit proe, jy kan aan dit raak. Daar is vanaand ook een tree tussen jou en die dood. Jy weet nie wanneer jou uur kom nie. Een van ons wat hier is volgende. Wie gaan dit wees? Wat die tydelike met die ewige verwissel. Jou lewe die dag van môre is nie gewaarborg nie. Daar is een waarborg. En dit is dat die mens bestem is om eenmaal te sterwe en daarna die dood, daarna die oordeel. My liewe broeder, my liewe suster, my liewe vriend, hoor die woord vanaand. Kom nou, moenie langer uitstel nie. Jy kan jou tot God bekeer. Daar is geleentheid vir jou. God wil, God kan. Moenie langer in hierdie onsekerheid lewe nie, vriend. Jy kan vanaand hierdie sekerheid kry. Moenie jouself flous nie. Dit is jy met wie God praat. Jesus is gewillig, is jy. Sal jy kom? Sal jy jou trots in jou sak steek en sê, vanaand maak ek my saak met God reg?
Ek wil vrykom van hierdie oordeel. Ek wil loskom. Ek wil 'n hemeling wees. Op die drempel van die dood, my vriend, leer jy wat is belangrik. En miskien raak hierdie woord jou nie, want jy is nog spekvet en gesond. Hierdie woord raak jou nie, want jy dink die dood is baie ver van jou af. Moenie dat die dood jou verras nie. Jy kan nou regmaak. Nou is die kans. Moenie uitstel nie. Gebruik die geleentheid. Amen. Hemelvader, ek bid vir iemand wat hier sit. Ek bid vir iemand wat daar by die huis is. Miskien het hulle 'n beker koffie in die hand, maar nie die ewige lewe in hulle siel nie. Ek bid, Here, dat U wat reddende genade skenk, vanaand iemand sal oortuig van hulle sonde, van die oordeel wat op hulle wag. En laat hulle nie dink, ag nee wat, dis nie hulle nie. Dat hulle vanaand sekerheid van hulle saligheid sal ontvang deur na Jesus toe te vlug. Ek bid, Here, dat U vanaand 'n siel sal red. U woord sal nie leeg na U toe terugkeer nie. Dit doen wat U beveel om te doen. Ek bid, skenk hierdie redding vir 'n siel. Dat vandag, die 14de Junie 2026, die dag sal wees wanneer hulle na die lig kom om gered te word. Ek bid dit in Jesus naam. Amen.